Goeiedag. Ek wil volgende in jou 'n vraag vra. Hoeveel keer het jy al werklik in die spieël gekyk? Ons kyk baie keer op 'n dag in 'n spieël. Vrouens doen dit wanneer hulle grimeer in die oggend of as ons aantrek. En baie keer sal ons sê, dit lyk asof hierdie ou nie in die spieël gekyk het voordat hy by die huis uitgestap het. Ons kommunikeer ook met ons gesigte. Nie-verbale kommunikasie. Daar is meer as 10.000 gesigsuitdrukkings waarmee ek en jy daagliks kommunikeer. Maar hoe lyk jy? Hoe lyk jy werklik? Nou nie dink aan plooi op jou gesig en hoe jy lyk fisies nie. Maar hoe lyk jou geestelike gesig? Daar's 'n gedeelte in die Bybel in Jakobus wat sê, iemand wat altyd die woord van God aanhoor en dit nie doen nie, is soos iemand wat homself in die spieël bekyk. En as hy wegstap, vergeet hy hoe dit gelyk het. Hy sê eintlik, God se woord is soos 'n spieël. Daar kry ons 'n spieëlbeeld van hoe ek en jy as sy kinders moet lyk. En dan kan ons baie goed lees. Lees van liefde, lees van vergewing, hoe ons moet optree teenoor ander mense. En as ek en jy God se woord as 'n spieël gebruik en daarin kyk, dan moet ons erken dat dit 'n verwronge beeld is. Dis nie 'n mooi beeld nie. Maar God het Jesus Christus vir my en jou gestuur om hierdie beeld reg te maak, om ons sondes te vergewe. En as ek en jy iets van Christus se liefde leef, van hierdie beeld wat hy vir ons gee, hierdie spieëlbeeld van God, dan vertoon ons mos iets van God se beeld. Nie dat ons fisies soos hy lyk nie, maar iets van sy eienskappe van liefde, genade, vergewing. Hoe lyk jou spieëlbeeld? Kyk jy ook maar net daarna in die spieël, en as jy wegloop, vergeet jy daarvan? Of vertoon jou beeld iets van God se liefde? Iets daarvan dat jy sy kind is? Sien ander mense by jou iets van God raak? Iets van sy beeld? Of is jou spieëlbeeld maar 'n verwronge beeld, 'n karikatuur, wat jy self gemaak het, wat net gaan oor jouself en jou eie drange en behoeftes, en sê dit maar iets eintlik net oor jou eie ek en jou ego? Hoe lyk jou spieëlbeeld vir die mense daar buite? Kyk eers na jouself in die spieël. Besef dat jy 'n sondaar is. En dan begryp jy dalk iets van 'n God wat sy lewe vir jou afgelê het. Wat die beeld herstel het tussen jou en God. As jy iets hiervan begryp, iets van sy liefde kan sien, dan kan 'n mens nie anders as jy hier wegloop van die spieël af, iets van hierdie liefde te leef. Mag jou lewe, jou gesig, alles wat jy doen, iets weerspieël van God. Weerspieël van sy beeld. Iets van sy eienskappe. Van vergewing. Dink net dalk volgende keer op die manier hoe jy na iemand kyk. Hoe jou gesig reageer as jy iets hoor van iemand, of as jy iets sê van iemand. Dink bietjie, wat weerspieël jy? Mag jy God se beeld weerspieël. Tot volgende week.